Nou vriende, kom ons sit net so, dan gaan ons net 'n gebed saam doen, dan gaan ons ook net die Here vra om vanmôre deur die waarheid van sy woord tot ons harte te spreek. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, ons dank en eer U dat ons vanmôre kan saam wees in U naam. Baie dankie vir U goedheid, U genade en U guns oor ons. Baie dankie dat U vir ons dag na dag dra en seën met die keer van U seëninge en dat ons as U kinders nie 'n hopelose toekoms tegemoet gaan nie, maar dat ons vanmôre kan weet, Here, dat daar vir ons 'n heerlikheid wag, waar U op die troon van die hemel sal sit en waar U sal regeer vir tyd en ewigheid. Here, ons verlang na daardie tyd, na daardie dag, na daardie uur, na daardie oomblik, waar ons voor U sal buig in aanbidding en U sal eer dat U vir ons deur hierdie donker en bose wêreld gedra het. Here, ons besef maar net elke dag al hoe meer dat die uitdagings raak meer en meer. Ons besef dat, Here, die druk wat op ons as mens geplaas word is groot, maar U sê vir ons in die woord, Here, dat daar niks ons sal aangryp behalwe menslike nie, maar God is getrou, wat saam met die versoeking ook die uitkoms sal stuur, sodat ons dit kan verdra. Dis die hoop wat ons het as U kinders, dat ons deur elke stryd, deur elke beproewing, deur elke uitdaging, Here, kan deurgaan en kan weet, dat U getrou is om ons te dra. Here, ons besef ook dat ons in 'n land onsself bevind, waar die goddeloosheid eskaleer. Ons, Here, sien hoe dat ons leiers skaamteloos hulle self verryk uit 'n land wat besig is om ten gronde te gaan, en somtyds kan ons moed verloor, en somtyds kan ons na alles om ons kyk en die vraag vra, maar waar is die Here in dit alles? Maar help ons om vanmôre te weet, Here, dat U midde in hierdie omstandighede U self verheerlik, en dat elke rolspeler, Here, in hierdie tyd en dag waarin ons onsself bevind, ook eendag voor U rekenskap sal gaan gee van hulle lewe. Die feit dat hulle leiers was, en die feit dat hulle nie nagekom het dit wat U vir hulle gegee het nie. In die interim tyd vra ek, Here, dat ons getrou aan U sal wees. Ek dink so aan koning Dawid op 'n stadium, sê daar in Psalm 121, Here, dat hy slaan sy oë op na die berge, en waar sal sy hulp vandaan kom? En hy antwoord, hy sê, my hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde geskaap het. En so ook, Here, kyk ons vanmôre na U, die God wat hemel en aarde geskaap het, en ons vra, Here, dat ons nie deel sal raak van die probleem nie, maar dat die kerk van Jesus deel sal raak van die oplossing, dat ons die kosbare evangelie sal verkondig aan elke nasie, taal, volk en stam, en dat ons U sal vertrou, dat siele gered sal word, dat harte en lewens sal verander, en dat mense, Here, 'n lewe sal leef wat U welbehaaglik is. Dis die enigste hoop vir ons land, dis die enigste hoop vir hierdie bevolking. Here, ons bid dan ook so, dat U vanmôre deur die waarheid van U woord, ons harte sal versterk, sodat ons dan ook, Here, kan uitgaan om getuies vir U te wees. Ons is maar die kerk in die kleine, elke gesin is maar die kerk in die kleine, en help ons, Here, om nie net die waarheid vanmôre te hoor nie, maar hier uit te gaan en te gaan uitleef, sodat ons 'n verskil kan maak waar U ons geplaas het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees, ook hier by ons. Amen. Nou vriende, ek kan net hier van my kant af sê dat ons waardeer regtig elke pa in ons gemeente, elke vader wat hulle huis lei op hierdie weg van geregtigheid. Dis nie 'n maklike pad in hierdie moeilike en uitdagende tye waar ons onsself in bevind nie. En U moet tog nie vergeet van die uitdaging wat in besonder die blanke man in die oos daar in Suid-Afrika nie. Ons moet nie skaam wees om daaroor te praat nie. Ons weet wat aangaan in Suid-Afrika, en ek vra U as vrou dat U man sal ondersteun in die liefde van die Here, maar dat ons as vaders nie sal skuil agter dit wat gebeur om ons goddelike verantwoordelikheid na te kom nie. Mag die Here ons lei, want aan die einde van die dag moet ons rekenskap gee voor die Here. En ons sal by die heel laaste aanhaling wat ek vir U gaan voorhou van Jonathan Edwards, sien die belangrikheid wat dan ook in ons lewens na vore kom in die begeleiding van ons vrou en ons kinders, en hoe ons dan ook eendag voor die Here daarvoor rekenskap gaan gee, en ek glo dan ook die mooi so van hom sal verkry. Nou vanmôre gaan ons saam lees uit Psalm 51. Nou, ons is eintlik besig met die reeks boodskappe uit die boek Psalm aan die een kant, en dan ook die reeks uit die boek Genesis, en vanmôre Psalm 51, so ek spring sommer so 'n hele klomp psalms. Ek dink ons het die laaste keer by Psalm 44 stilgestaan, vanmôre 'n hele klomp psalms wat ons spring, maar vanmôre wil ek bietjie met U praat oor die gedagte, 'n man en vader na die hart van God, en hoe lyk so 'n man en vader, en die man wat ons gaan gebruik is die man Dawid.
Nou vriende, Dawid is al, ek wil amper sê, hy is houdelike naam by ons almal het al gelees oor Dawid se lewe, en as ek vanmôre moet vra nou, waaraan dink jy as ek die naam Dawid, vir u noem, waaraan dink u? Nou die meeste van u gaan miskien sê, maar ek dink aan Dawid en Goliat. Ons dink aan die wonderlike oorwinning wat Dawid oor Goliat behaal het. Miskien kan u vir my sê, die lied wat die vroue gesing het, Saul het sy duisende verslaan en Dawid sy 10.000, 'n held, 'n man wat regtig die werk van die Here gedoen het. En u moet onthou, in daardie tyd was dit hierdie oorlog wat hulle geveg het, omdat God gesê die aarde behoort aan hom en die volheid daarvan. Elkeen kan nie op die aarde maak net wat hulle wil nie. Ons lewe nou in 'n demokrasie of 'n regeringsstelsel, en al die wette van daardie tyd geld nie meer vandag nie, ons weet dit. Maar een ding wat ons baie duidelik gesien het, is dat Dawid nie opgetree het impulsief en net voor die voet doodgemaak het nie, maar God het die nasies kans gegee om hulle te bekeer van hulle ongeregtigheid, en Dawid was maar die een wat hierdie opdragte van God uitgevoer het, want God sê, hy is die alleen een wat op hierdie aarde gedien en geëer moet word. Daarom sê Psalm 2 vir ons, dat die nasies probeer die juk van Christus afgooi, maar daar gaan 'n oordeel aanbreek, omdat God bepaal het, dat daar 'n dag sal wees, waarop hy elkeen in geregtigheid voor hom sal laat gaan staan. As ons van Dawid praat, wat dink ons nog aan? 'n vrou se naam, né? Batseba, né? Of Batseba, net soos u dit wil noem. Ons dink aan hierdie vrou met wie Dawid gesondig het, en vanmôre gaan Psalm 51 grootendeels oor hierdie sonde wat hy gepleeg het, en 'n bietjie ook na die gedagte wat die Here dan ook in sy lewe bereik het daardeur. En ag vriende, die groot ding van Dawid se lewe is, ons kan baie lesse leer uit sy lewe, van wat ons moet doen, wat ons nie moet doen nie. En tog sê die Bybel vir ons baie duidelik, dat Dawid 'n man na God se hart was. Dawid was nie die beste man nie, hy was nie die beste pa nie, hy was nie die beste koning nie, maar Dawid was 'n man wat God lief gehad het, en ons gaan vanmôre kyk hoe ons uit sy lewe kan leer, vanuit Psalm 51. So kom ons lees saam, Psalm 51, vers 1 tot 21, gelukkig ons het nie 'n musikant nodig om my te begelei nie, so ek kan net praat, en ons vertrou dat die Here ook verheerlik sal word, en ek gaan poog om u nie te laat, uit die kerk uit te laat, dat u dan ook saam die dag as gesin kan geniet nie. Kom ons lees vir die musiekleier 'n psalm van Dawid, toe die profeet Nathan na hom gekom het, nadat hy by Batseba ingegaan het. Nou, u onthou wat gebeur het hierso? En Dawid was op sy paleis se dak gewees, sy manskappe was op die oorlogsveld gewees, Dawid in plaas van om by hulle te wees, is daar op sy huis se dak, en baie predikante reken dat hy lui was, dat hy op 'n stadium maar net teruggestaan het, ons weet nie presies wat het hy daar gedoen nie, maar daar was 'n vrou wat gebad het, hy het haar gesien, hy het haar geroep na die paleis, hy het met haar gemeenskap gehad, sy het swanger geword, hy het haar man laat vermoor, Uria, en die Bybel sê vir ons, hy het dit probeer wegsteek, vir amper 'n jaar lank, het hy sy sonde probeer wegsteek, en die Here stuur die profeet Nathan om vir hom die verhaaltjie te vertel. Onthou die verhaaltjie, die ryk man wat 'n gas gekry het, en hy wil nie van sy eie vee geslag het nie, en hy gaan na die arme man toe, en hy vat hierdie lammetjie wat hy groot gemaak het, wat in sy huis was, en hy slag hom, en hy gee hom vir hierdie besoeker om te eet, en die Bybel sê, Dawid het so kwaad geword, dat hy gesê het, so 'n man moet doodgemaak word. En Nathan sê vir hom, jy is die man. Die Here het niks van jou weerhou nie, en jy gaan en jy maak Uria dood, en jy vat sy vrou, en hoor wat gebeur. Dawid kom, en hierdie is 'n boete psalm, of 'n psalm waar hy berou en belydenis doen voor die Here, berou oor sy sonde, en hy sê, wees my genadig, o God, na u goedertier, en hy delg my oortredinge uit, na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid, en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge, en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Vers 6 sê, teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste.
en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Ontsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees, was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig, wat u verbrysel het. Verberg die aangesig vir my sondes, en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van die aangesig nie, en neem die Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Ek wil die oortreders u weerleer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God, God van my heil. Laat my tong u geregtigheid uitjubel. Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig, want u het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek het gee. In brandoffer het u geen behaan nie. Die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en versla hart sal u, o God, nie verag nie. Doen goed aan Sion na u welbehaag, bou die mure van Jerusalem op, dan sal u 'n welbehaag hê in die offers van geregtigheid, in brandoffer en voloffer, dan sal hulle stiere offer op u altaar. Vriende, ons gaan net tot so ver saamlees uit God se wonderlike woord. Die teks van oordenking vanmôre is vers 3 en vers 19. Daar staan, wees my genadig, o God, na u goedertierenheid, delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Vers 19 sê, die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en versla hart sal u, o God, nie verag nie. Ons praat vanmôre oor die tema, hoe lyk 'n man en vader na die hart van God? Hoe lyk 'n man en vader na die hart van God? Nou vriende, ek glo dat u vanmôre elkeen hier is, nie omdat u verplig was om hier te wees nie, nie omdat u vir my wou wys dat u vanmôre daarom kerk toe gekom het, en dat u daarom u verantwoordelikheid nagekom het nie, maar ek glo dat u vanmôre 'n begeerte het om te kom hoor wat die Here deur sy woord en deur sy knegg aan u wil kommunikeer. Nou vriende, ons as predikante, as dienaars van die woord van die Here en bedienaars van hierdie groot genade, is eenvoudige mense wat die woord tot by u oor kan bring. Maar is net God die Heilige Gees wat dit in u hart 'n landingsplek kan laat vind, sodat dit vrug kan dra tot eer van die Here. Toe ek in hierdie week gewerk het aan hierdie boodskap, het ek gedink aan 'n gesprek wat ek onlangs gehad het op die golfbaan, saam met een van die oukies wat saam met Calvin speel. Nou, Calvin is baie lief vir golf, soos die meeste van u weet. Het onlangs vir hom gesê, miskien moet ons maar vir hom 'n plekkie bou op die golfbaan, of miskien 'n stukkie gras uithaal, dat hy dan ten minste kan ryk, gedierig deur kan ryk aan die gras, en hy is geweldig lief vir die golf, en hy slaan 'n baie ver bal, en nou dit bring mee dat die klomp klein laaitjies wat saam met hom is, in verwondering staan, en Calvin, hoe kry jy reg om 'n bal so te slaan? En een van die seuns, saam met wie ons gespeel het, nou die dag is so 13 jaar oud, en baie erg oor Calvin, en ons stap so op die golfbaan, nou speel ons, en ek begin met hom praat, en ek sê vir hom, hoor hierso, en hy's Engels, en nou moet u weet hoe het my gesprek gegaan, so met my gebroke Engels, kon ek daarom met hom gekommunikeer het, so dat hy kon verstaan het, en ek begin met hom praat, en ek vra vir hom, luister, sê vir my, waar gaan julle kerk? En hy kyk my aan asof ek iets vreemds vir hom gevra het. Ek sê, die Bybel, lees julle die Bybel, weet jy van Christus wat aan die kruis gesterf het vir jou sonde, dat hy die redder is, en jy gaan eendag voor hom staan en vir hom rekenskap gee, en hierdie kind het op al hierdie vrae maar eintlik aangekyk, asof hy nie weet van wat ek praat nie. En toe ek met die gesprek aangaan, en ek begin bietjie met hom praat oor hulle huis, en hy weet niks van God nie, hy weet niks van die woord nie, daar is nie 'n ding soos gebed in hulle huis, of die feit dat Christus aan die kruis gesterf het nie. Hierdie jong seun, 'n blanke seun, wat in Suid-Afrika bly, in die Oosrand, met wie ons daagliks skouers skuur, is 'n man of 'n jong seun wat niks weet van die Here, sy waarheid en sy woord. En ek het dadelik aan gedink aan die gedagte, hierdie man of hierdie jong seun het die beste golfstel. Ek dink sy golfstel is so by die R50.000 werd. Hy het van die beste klere wat hy aantrek. Hy speel 5-6 dae week golf. En ek dink met myself, sy paal gee vir hom alles wat 'n kind se hart kan begeer op aarde. Maar die belangrikste van alles, en dit is
sy ewige heil en waarheen hy op pad is en dat hy God eendag gaan ontmoet, weet hy absoluut niks van nie. En vriende, dit is vir my so erg gewees, toe ek daaraan dink hierdie week, dat ek besef het dat ons as vaders, ons as ouers, 'n verantwoordelikheid het teenoor ons kinders, omdat God eendag hulle ook van ons hand gaan afeis. Luister, jy het nie 'n kind in jou huis, 'n seun of 'n dogter, omdat dit maar net gebeur het nie, 'n natuurlike proses wat plaasgevind het nie. Daar is baie ouers wat kinderloos is. Die feit dat jy pa vanmôre is, dat jy vanmôre ma is, en ek gaan besonder kyk vanmôre na die paas, is omdat God dit so beskik en God dit so bepaal het. En luister, is 'n voorreg om 'n kind in jou huis te kan hê. Besig om die derde seun groot te maak, wat 'n voorreg om in hulle in te bou, wat die Here ook deur sy gees in my hart ingebou het, en wat my pa weer in my lewe ingebou het, en so kan ons aangaan. Vanmôre die boodskapie wat een van die seuns vir my stuur, en hulle sê vir my, pa, ek sal geen ander pa wou gehad het as vir pa nie. Dit maak jou hart trots, en jy is dankbaar dat hulle iets in jou lewe kan sien, wat hulle kan navolg, en wat hulle ook kan sien, soos Christus is. Ons weet, Dawid, vriende, was nie 'n volmaakte man nie, maar ons weet dat Dawid vir sy seuns 'n voorbeeld nagelaat het, soveel so, dat die Here vir Salomo, sy seun, gesê het, nadat Dawid afgegaan het as koning, gesterf het, Salomo in sy plek koning geword het, sê sy pa vir hom, Salomo, wandel in die weë van die Here, wees getrou aan God se waarheid, en toe die Here later met Salomo ontmoet, toe sê die Here vir Salomo, Salomo, wandel in die weë van die Here, soos jou vader Dawid dit gedoen het. En die vraag vanmôre wat ek aan u wil stel as pa, en ook aan my eie hart wil stel is, wandel ons so dat ons seuns, en dat ons kinders en kleinkinders ook dieselfde kan sê, ons volg Jesus, soos my pa die Here Jesus volg. En ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na een van die uitstaande kenmerke, wat daar moet wees in die lewe van 'n pa, en 'n man, wat na die hart van God wil leef. As uitstaande kenmerk wat in Psalm 51 na vore kom, net een. En ek dink dis die belangrikste een waarna ons gaan kyk vanmôre. En ek vertrou die Here, dat die Here vir ons sal seën met wysheid, dat ons dit sal verstaan, dat ons dit sal toepas, dat ons dit sal uitleef, om dan ook so die Here welbehaaglik te wees. En vriende, hoor wat sê die Bybel vir ons daar in 1 Samuel 13 vers 14. Die Bybel sê vir ons, nadat die Here Saul, die koning, die ongehoorsame koning, die rebelse koning afgesit het, staan daar, die Here het vir hom 'n man na sy hart gesoek. Dit is Dawid. En die Here het hom as vors oor sy volk aangestel, omdat jy Saul nie gehou het, wat die Here jou beveel het nie. So die man na die hart van God is nie 'n volmaakte man gewees nie, dit was nie 'n volmaakte pa nie, dit was nie 'n volmaakte koning gewees nie, dit was nie 'n volmaakte krygsman gewees nie, dit was 'n man na die hart van God. En om dit te bevestig, lees ons in die Nuwe Testament, in Handelinge 13 vers 22, en dan staan, en nadat hy hom, Saul, afgesit het, het hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie hy ook gesê en getuig het, ek het Dawid, die seun van Isaai, gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehae sal doen. Ek het daaraan gedink, al my welbehae, Dawid wat met sekere dinge in sy lewe geworstel het, sekere sonde gedoen het, sekere tye aan God ongehoorsaam was, hoe kan hy al die welbehae van God gedoen het? Maar as ons deur Dawid se lewe kyk, dan sien ons, daar's 'n uitstaande kenmerk in sy lewe gewees. En daarom kon God ook die uitspraak maak. Dawid is nie 'n volmaakte man gewees nie, maar 'n man na sy hart wat sy welbehae dan ook gedoen het. En ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na hierdie uitstaande kenmerk wat in Dawid se lewe na vore gekom het, wat sy kinders gesien het, wat u en ek ook vanmôre in ons eie lewens moet toepas as vaders, sodat ons vrou en kinders dit kan sien, en dat hulle ook so in ons voetspore kan volg. En vriende, die groot ding waaroor ek gaan praat, is die gedagte van sonde, belydenis, en berou oor sonde. Ek dink baie van ons kinders volg die Here nie, omdat ons as vaders verskoning soek vir ons sondes, en nie berou
en vergifnis vra daarvoor nie. Ons verskoon onsself wanneer ons meer verloor. Ons verskoon onsself wanneer ons sekere dinge doen, sekere uitlatings maak. Terwyl ons in Dawid se lewe sien, hy het nie verskonings gesoek nie. Hy het berou gehad oor sy sonde en hy het belydenis gedoen. En ek dink dis hoekom hy ook bekend staan as die man na God se hart. 'n Besondere man, en ek gaan u begelei deur hierdie psalm en so 'n paar gedagtes na vore bring en vir u uitlig uit hierdie psalm, om vir u te sê, kom ons kyk hoe lyk 'n man na die hart van God. Een van die uitstaande kenmerke is, dis 'n man wat ernstig is oor sonde en dan ook die belydenis daarvan en die berou daaroor. Die eerste gedagte waarmee ek gaan wegval, is Dawid was die man na God se hart, juis omdat hy sy sondige toestand erken het. Nou ons sien dit in hierdie verhaal wat ons vir u vertel het, oor die sonde wat hy met hierdie vrou Batseba gepleeg het. Ons sien dat hierdie man Dawid sy sonde probeer wegsteek het, sy sonde is uitgewys, en die Bybel sê vir ons baie duidelik, hy was nie hardnekkig daaroor nie. Psalm 32, Psalm 51, is twee psalms wat oor presies dieselfde sonde gaan. Al twee is boetepsalms. Ons het vanmôre vir die 51 gelees, en dit gaan alles oor die gebeure hier in 2 Samuel 12 vers 7. Nadat Nathan vir Dawid die hele verhaaltjie vertel het, wat ek nou vir u gesê het, sê die Bybel vir ons, dat toe Nathan vir Dawid sê, jy is die man wat gesondig het, toe sê Nathan vir Dawid, u is die man, so sê die Here, die God van Israel. Ek het jou as koning gesalf oor Israel, en ek het jou gered uit die hand van Saul. Waarom het jy die woord van die Here verag, deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uria die Hetiet, het jy met die swaard verslaan, en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het. Wat sê die Bybel vir ons? Het Dawid Nathan laat doodmaak? Het Dawid opstandig geraak teenoor Nathan? Het Dawid 'n stywe ruggesindheid openbaar as koning, as leier van sy volk? Nee. Toe Nathan vir hom openbaar en vir hom sê, Dawid, jy's die man wat gesondig het, jy's die een wat verkeerd gedoen het, sê Dawid in vers 13, en Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teenoor die Here. U sien, in die eerste plek is ons sonde direk teenoor God gerig. Want sonde is ongehoorsaamheid aan die Here, aan sy opdragte, aan sy standaarde. En in die eerste plek rebelleer ons teenoor God, en dan sondig ons teenoor die mense om ons. En dis presies wat Dawid gedoen het. Hy het gedink as koning, hy kon sy sondes weggesteek het. Hy het gedink as koning, dat die Here sy sondes sou verskoon het. Dat die Here dit onder die mat sou invee. Nee, die Here bring hierdie sonde na vore, en die Here sê vir hom, Dawid, jy is die man. Deur God se genade erken Dawid hierdie sonde, en vind ek het daaraan gedink, het was so anders met die man Saul. Saul, die eerste koning van Israel, die Bybel sê vir ons in 1 Samuel 15 vers 20, dat Saul ook gesondig het. En hoor wat is Saul se gesindheid, toe sy sonde uitgewys was deur Samuel, die profeet. Toe sê Saul vir Samuel, ek het na die stem van die Here geluister en gegaan op die pad waar die Here my op gestuur het, en Agag, die koning van Amalek, gebring, maar die Amalekiete het ek met die banvloek getref, maar die manskappe het van die byt, kleinvee en beeste geneem, die beste van die bangoed, om aan die Here u God in Gilgal te offer. Daarop sê Samuel, het die Here behaan brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry, en eie sinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Toe sê Saul vir Samuel, ek het gesondig, omdat ek die bevel van die Here en die woorde oortree het, want ek was bevrees vir die manskappe, en ek het na hulle geluister. Hoor vers 25, vergeef dan nou tog my sonde, en kom met my saam terug, dat ek die Here kan aanbid. Maar Samuel sê vir Saul, ek sal nie met jou saam teruggaan nie, omdat jy die woord van die Here verwerp het, en nou het die Here jou verwerp om koning oor Israel te wees. Ek het gedink aan die eerste twee konings, Saul, die eerste koning sondig, Saul sondig aanhoudend, en toe Saul oor sy sonde aangespreek word, wie gee die skuld? Die manskappe. Hy sê, dis nie ek nie, luister, ek is koning,
Ek weet daarom, weet wat om te doen en wat om nie te doen nie, maar hierdie klomp leegleers, hierdie klomp wat saam met my in die oorlog getrek het, dis hulle wat my verlei, dis hulle wat my mislei het, dis hulle wat veroorsaak het, dat ek teenoor God se stem ongehoorsaam was. Het die Here hierdie verskoning van Saul aanvaar? Dink gaan aan jou lewe vanmôre as man, as pa. Hoeveel maal het jy ander al geblameer vir sonde wat jy gedoen het? Of miskien vir jou vrou gesê, as jy nie, dan sou ek nie. Of vir die kinders, of miskien vir die tuinjong, of miskien vir mense by die werk, of miskien iemand met wie jy op die pad in argument betrokke geraak het. As jy nie, sou ek nie. En dis presies die verskil tussen Saul en Dawid gewees. Saul wou nie sy sonde erken nie. Saul was een wat ander mense wou blameer. Saul was een wat in sy eie lewe reg was, eie geregtig, eie sinnig. En die Bybel sê vir ons dat die Here Saul as koning afgesit het. Die vraag wat ek vir myself gevra het is, wat was die verskil tussen die twee? Albei het gesondig, Dawid en Saul. Albei het gesondig. Albei was skuldig voor die Here. Albei het God se wet en gebod oortree. Die verskil, Dawid het sy sonde erken. Saul het ander blameer. Dawid het besef hy is skuldig. Saul wou voorgee dat hy maar net gedoen het omdat hy deur mense en omstandighede forceer was. Hy was nie eintlik skuldig nie. Hy was 'n slagoffer van sy omstandighede. Dit klink vir my soos Suid-Afrika. Dit klink vir my soos die deursnee huishouding. Ek het nou die dag vir iemand gesê, luister, moenie sê jy's jammer as jy 'n as daar aan sit nie. Of jy het, dis hoekom ek dit gedoen het nie. Ek sê moenie dan jammer sê nie, want dan vra jy nie om verskoning nie, dan soek jy nie vergifnis nie. Jy wil iemand blameer vir wat jy verkeerd gedoen het. Belangrik dat ons sal sien die verskil tussen die twee was. Dawid het gesê, Here, ek het gesondig teenoor U. Ek het gesondig teenoor ander. Ek vra U om my te vergewe. U sien, solank as ek man van my huis en vader van my kinders heeltyd ander blameer vir my sonde, solank bly ek 'n vyand van God en 'n slaaf van die duiwel en die sonde. Die eerste gedagte wat baie duidelik uitstaan, vriende, is dat die Here vir ons in sy woord sê, God soek nie ons verskonings, iemand anders wat ek kan blameer nie. God soek 'n hart wat besef en weet ek het gesondig. 'n Hart wat ly, wat gebroke is, wat die las voel, van sonde voel en dra en soek na reiniging en verlossing. Luister, as ons sondig, dan raak ons sonde nie net onsself nie. Dit raak ons vrou, dit raak ons kinders, dit raak ons familie, dit raak ons vriende, en ek vra U, ek pleit by U vanmôre, as U waarlik pa wil wees, man na God se hart, dan vra ek dat U sal begin by hierdie punt, om te erken, as U gesondig het. Dis nie 'n skande om jammer te sê nie. Dit is 'n voorreg om voor God te buig, om teenoor jou mense reg te maak. Psalm 51 vers 5. Dawid sê, ek ken my oortredinge, en my sondes altyd deur voor my. Een ding wat vir my uitstaan in my bediening, in die jare wat ek berading doen, is dat 9 uit die 10 keer as jy met mense praat, is hulle gewete, wat hulle ry oor sonde, wat hulle jare terug gedoen het. Luister, vergifnis bring heling. Daarom moet ons ook hierdie vergifnis vra, en vir die Here vra, Here, reinig my. Vers 16, U alleen het ek gesondig en gedoen, wat verkeerd is in die oë, sodat U regverdig kan wees, as U spreek, rein as U gerig hou. Hierdie teen U alleen beteken nie, dat al die ander mense uitgesluit is nie, want die Here het Dawid gestraf, omdat hy Batseba, die vrou van Uria, geneem het. Met ander woorde, hy het teen Uria ook gesondig, hy het teenoor Batseba ook gesondig, hy het teenoor die volk ook gesondig, maar die primêre een is die God wat ons eendag gaan oordeel. En daarom is het belangrik om hierdie saak raak te sien. Die tweede gedagte wat ek wil uitwys, hy het net sy sondige toestand erken nie, hy het in gebrokenheid sy sonde bely en laat staan. Daar gaan oorvleeling wees, maar tog wil ek die onderskeid maak. Hy het dit nie net erken nie. Baie ouens sê, ja, okay, ek het gesondig. Fyn. Ek is uitgevang, so, okay. Vergeet nou net van alles, hou net op daarmee. Ek het mos nog gesê, ek is sorry.
Dis nie wat die Bybel ons leer nie. Daar was nie net 'n erkentenis nie, daar was 'n gebrokenheid teenoor sy geliefdes, teenoor die Here. Psalm 51 vers 3, hy sê, wees my genadig, o God, na u goedertierenheid, delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Ontsondig my met hyssop, dat ek rein kan wees, was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. As u verder die Psalm lees, sal u sien hoe Dawid sê, gee my weer die vreugde van u heil, dat ek weer vir ander kan vertel, dat ek weer vir my kinders en my volk kan vertel, dat God goed is, dat hy vergifnis bied, wanneer 'n mens sondig. Dawid erken nie net sy sonde nie, in gebrokenheid het dit bely en laat staan. Ek lees vir u die gedeelte in Psalm 32, die Psalm gaan ook oor dieselfde sonde wat Dawid gedoen het, en die boetepsalm wat hy hier geskryf het. Hy sê, my sonde het ek nie bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en u die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Vriende, dit is so eie aan 'n kind van die Here, dis eie aan 'n vader, dis eie aan 'n man aan die hart van God, is om sonde te bely en te laat staan. Reg te maak waar hy verkeerd gedoen het. Die Bybel leer vir ons daarin, die Nuwe Testament, van 'n man met die naam van Saggeus. Lukas skryf van hom, wat tot bekering gekom het, en hoor wat staan daar in Lukas 19 vers 8. Maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek aan die armes, en as ek iets van iemand afgepers het, gee ek het 4-dubbel terug. Toe sê Jesus vir hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Waarom het ek hierdie voorbeeld ingebring? Want u sien, as 'n mens regmaak, as 'n mens jou sonde voor die Here bely, dan is daar ook 'n regmaak teenoor ander. Daar is ook 'n vergifnisvraag vir die mense wat ek te nagekom het in my lewe. En dis belangrik, vriende, om te sien dat die Here vir ons hierdie patroon reg deur die Bybel stel. Dat as ek sonde erken, moet daar gebrokenheid in my hart wees oor die sonde. Ek moet dit bely, ek moet laat staan, ek moet vergifnis vra, sodat ek ook God se vrede en God se seën in my lewe kan ervaar. As Vader, wil ek vanmôre vir u sê, om sonde raak te sien is een ding, maar om dit met opregtheid en berouvol te bely en te laat staan is iets heel anders. Dis wat die Here van ons as mans en vaders verwag, om die voortou te neem in ernstige en opregte skuldbelydenis, sodat my huisgenote in my voetstappe kan volg. Ons mans wil graag die hoof van ons huis wees, stem nie saam? Ek is pa, en ek het gesê, jy doen nie dit nie. Ja, pa. En die vrou bewe so bietjie en almal is gelukkig en tevrede, die hond kruip weg. Maar ek wil vir u vra, kom ons wees leiers, wanneer dit kom by sondebelydenis. Kom ons begelei ons gesin, wanneer ons huisgodsdienst in die aand hou en ons sê, Here, ek het verkeerd gedoen teenoor u en teenoor my mense. Ek het op 'n stadium 'n gebruik gehad in my huis waar ons op 'n maandag aand by mekaar kom en waar ons mekaar mede verantwoordelik gehou het vir ons lewe. En dan het my kinders die kans gehad om my te sê, pa, jong, daai manier hoe jy met ma gepraat het, was dan maar nie reg nie. Altyd met respek teenoor my as hulle pa, maar dan moes ek erken het. En dan het ons saam gebid en ons vir die Here om vergifnis gevra en vir mekaar om vergifnis gevra. Huidiglik hou ons huisgodsdienst. En sekere dinge word na vore gebring in ons huisgodsdienst waar ons mekaar mede verantwoordelik hou. Luister, dink u dat u as pa kan maak wat u wil? Omdat u paas, omdat u man is? Omdat u hoof is van u huis? Dink weer, jou verantwoordelikheid en jou rekenskap voor God gaan groter wees as die van jou vrou en jou kinders. En jy my kan vra, hoe kan ek so afleiding maak? Gaan lees die Bybel. Dis God, dis Christus, dis die man, dis die vrou, dis die kinders, dis die orde, of jy nou daarvan hou of nie, of ek daarvan hou of nie, dis wat God van ons vra. Jy sien, ware vreugde lê nie in dit wat die wêreld my kan bied nie, ware vreugde lê daarin,
Ek weet my sondes vergewe en ek kan my familie op die pad na waarheid en vergifnis lei. So Dawid het nie net sy sonde erken nie, hy het sy sonde ook bely en hy het sy sonde laat staan. Die derde gedagte vanmôre, hy het die tug van God in nederige erkentenis aanvaar en die las gedra. Wat vir my nogal uitstaand is in my bediening is dat mense oor die algemeen en dan ook mans dink dat hulle sonde nie gevolge het nie. Ek kan Sondag, maar ag, weet jy, môre is dit vergete. Miskien vir jou ja, maar nie noodwendig vir jou vrou en vir jou kinders en vir jou familie en vriende nie. Dis asof ons baie keer as mans wil sê, maar luister, bou 'n brug en kom oor dit. Ek het dit klaar gedoen so. Who cares? Dit werk nie so nie. U sien, wanneer ons gesondig het, is daar in die eerste plek, as ons God se kinders is, God se tug. Vriende, as ons kyk na die tug wat die Here vir Dawid gegee het, wil ek vir u sê, ek die Here dankbaar, ek het nog nie hierdie tug deurgegaan nie. Ja, ons het al almal tug deurgemaak, wanneer God ons tugtig oor ons sonde. Maar Dawid het besef, vriende, dat 'n mens kan nie goedkoop sondig nie. Sonde kos 'n prys. 'n Mens kan nie net wegkom met jou sonde nie. Daar's altyd tydelike gevolge en langdurige gevolge en hartseer gevolge. Kom ek lees vir u 2 Samuel 12 vers 10. Nathan is nog aan die woord en hy sê, nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie. Ek is nou besig om deur die boek Konings te werk. En ek sien hoe die Here vir Jerobeam sê, Jerobeam, ek sal al wat manlik is in jou huis, sal ek uitroei. Dat daar nie een op die troon sal sit nie. En ek dink by myself, God is ernstig oor sonde. Dank God dat ons nie hierdie intensiewe en geweldige tug van God ervaar nie. Waarom die Here sommige meer intens tug as verander, ek het nie altyd die antwoord nie. Ons weet Dawid was 'n koning, hy was 'n figuur wat uitgestaan het, mense het opgekyk na hom, en dit was ook heel moontlik 'n voorbeeld gewees, dat die mense sou weet, dat God nie met sonde maar net ligtelik deel nie. Maar die Bybel sê vir ons, die swaard sal vir ewig van jou huis nie wyk nie, omrede jy my verag het, en die vrou van Uria die Hethiet geneem het om jou vrou te wees. Sonde is 'n veragting van die God, wat vir ons sy gebod en sy woord gegee het. Vers 15, en die Here die kind, wat die vrou van Uria vir Dawid gebaar het, getref, sodat dit ernstig siek geword het. Baie interessant is, die Here noem nooit Batseba Dawid se vrou nie. Nooit. Gaan lees die Bybel. Die Bybel maak nooit melding dat sy Dawid se vrou was nie. Dit was die vrou van Uria, die Hethiet, wat jy vir jou geneem het. Die Bybel sê vers 16, en Dawid die aangesig van God gesoek vir die kind. En Dawid het 'n tyd lank gevas en na binne gegaan en die hele nag deur op die grond gelê. Vers 18 sê, en op die 7de dag het die kind gesterwe. Dawid en Batseba sondig, God se tug kom oor sy lewe. Een van die direkte gevolge was dat Dawid, gaan lees die Psalm, liggaamlik fisies gelei het. God se tug was oor hom, en sy liggaam het dit ervaar. Maar ook die kind, wat verwek is tussen hulle twee, het gesterwe. En kom ek vat nie vinnig deur die gevolge van Dawid se lewe. Sy seun Amnon het sy dogter Tamar verkrag en skande oor sy huis gebring, 2 Samuel 13. Die daai verhaal lees is hartseer om te sien wat gebeur het in sy huis. Absalom het Amnon laat vermoor. Jy het my suster verkrag, jy sal sterwe. En ons sien wat gebeur het. Die seun Absalom het Dawid onteer deur met sy byvroue gemeenskap te hou, 2 Samuel 16:22. Absalom het 'n rebellie van stapel gestuur en Dawid uit sy paleis na die berge verdryf, 2 Samuel 15-18. Daarna het Absalom in hierdie bos verstrik geraak en hy's doodgemaak, sy seun het gesterwe. Menigte van sy manskap het teen hom in opstand gekom, 2 Samuel 15 en 16. Dawid sou baie gou agterkom, al is hy die man na God se hart, God laat hom nie bespot nie. Galasiërs 6:7, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Ek wil vanmôre vir u sê, daar is paas en daar is manne na die hart van God. Wie is ek en wie is jy?
In watter kategorie val ons? Kan ons kinders vanmôre opstaan en getuig en sê, my pa is 'n man na die hart van God. Hoekom sal jy sê jou pa is 'n man na die hart van God? Want ek hoor hoe my pa roep na God. Dat God hom sal heilig. Dat God hom sal reinig. Dat God hom sal gebruik. Dat God hom ook in ons as gesin se lewe sal gebruik om hulle na die Here te lei. Die laaste punt, vriende, hy het in sy verhouding met God gegroei, deur die sonde te versaak en in heiligmaking toe te neem. Ons lees nooit weer, dat Dawid as koning die sonde gedoen het, wat hy gedoen het nie. Hierdie sonde waar hy ander man se vrou vir hom geneem het, waar hy gehoreer het, waar hy in rebellie teenoor God opgestaan het en hom aan sy mag vergryp het nie. Ons lees eerder dat daar versigtigheid by hom as koning ontstaan het. As ons deur die psalms lees, die meeste psalms is deur koning Dawid geskrywe. As ons deur die psalms lees, kom ons gou agter dat Dawid lief was vir die Here, lief was vir sy woord en vir sy huis. Dawid se verlustiging was in die Here. Hy het gesien hoeveel rampspoedige gevolge daarin sonde is, maar ook wat die vreugde in die Here beteken, as ek my sonde bely en laat staan. Dink die grootste rede waarom huishoudings gebuk gaan onder hierdie las en stryd van ons tyd, is omdat daar nie hierdie vergifnis, hierdie berou en belydenis in lewens teenwoordig is nie. Het is my so kosbaar as 'n mens die Bybel lees, dan sien ons in Psalm 63, 'n Psalm wat Dawid geskryf het. Ek lees gou vir u wat staan daar. 'n Psalm van Dawid toe hy in die woestyn van Juda was. Nie maklike omstandighede nie. In baie moeilike omstandighede sê Dawid, o God, u is my God. U soek ek. My siel dors na u. My vlees smag na u. In 'n dor en uitgedroogde land sonder water. Want u goedertierenheid is beter as die lewe, my lippe moet u prys. Dis dieselfde man wat in Psalm 51 skryf en hy sê, Here, my gebeente teer uit oor hierdie sonde wat ek gedoen het en u toorn gloed is dag en nag oor my. Dis dieselfde man wat skryf. Hy sê, so sal ek u prys my lewe lank, in u naam my hande ophef. Soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word, en my mond sal roem met jubelende lippe, as ek aan u dink op my bed in die nagwake oor u pyns. Want u was 'n hulp vir my, en in die skaduwee van u vleuel sal ek jubel. My siel is aan u verkleef, u regterhand ondersteun my. As jy vanmôre met 'n halwe hart die Here wil dien, of jy nou man, of pa, of vrou, of kind is, jy sal nie vreugde beleef nie. 'n Halfhartige kind van die Here ervaar meer stryd in sy lewe as 'n ongeredde. Want hy dien God nie met 'n volkome hart nie. Die Here soek nie halfhartige oorgawe nie. Hy het jou nie nodig nie, jy weet dit seker. Dis jy wat hom nodig het. En solank jy moet sonde peter en heel en deel, solank sal jy nie soos Dawid kan sê, dat my siel is verkleef aan die Here nie. Jy weet vanmôre waarin jou siel verkleef is. Jy weet vanmôre wat die skeiding bring tussen jou en jou vrou en jou kinders en jou geliefdes. Dawid is vir ons 'n voorbeeld van iemand wat hom verlustig het in die Here en sy sonde bely en laat staan het en genade en barmhartigheid verkry het. Ek lees vir u nog een gedeeltetjie. Dawid skryf in Psalm 19, hy sê die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel, die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. So mooi, Dawid probeer sy sonde wegsteek. Nathan kom openbaar sy sonde en Dawid sê, Here, dank u, dat u my oë kom oopmaak het, dit verlig het vir u waarheid. U weet ook gelei het oor my sonde en dankie dat ek deur u wet en deur u woord en deur u waarheid my sonde kon raak sien. Hy sê die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid, die verordeninge van die Here is waarheid, dis saam is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, is baie fyn goud, en soeter as heuning en heuningstroop. Jy sien, Dawid het besef, God se woord is die lig vir sy pad en die lamp vir sy voet, en hy het die wet van Moses gehaat, hy het daai eerste 5 boeke gehaat, en self het hy hoeveel van hierdie psalms geskryf,
Hy skryf verder, hy sê ook, word die knegt daardeur gewaarsku, en die onderhouding daarvan is groot loon. Vers 14, hou die knegt terug van moedswillige sondes, en laat het oor my nie heers nie, dan sal ek onbestraflik wees, en vry van groot oortreding. Laat die woorde van my mond, en die oordenking van my hart, welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Dawid het geleer wat hierdie spreekwoord sê, the Bible will keep you from sin, and sin will keep you from the Bible. Wonderlike waarhede, en ek wil afsluit met 'n aanhaling van hierdie baie besondere man, Jonathan Edwards. Nou, ons het vanmôre gekyk na hierdie boodskap, vriende, hoe lyk 'n man en vader na die hart van God? Ek het vir u gesê, dis iemand wat in gebrokenheid voor God vergifnis vra vir sy sonde. Dawid was so 'n man, en u en ek is opgeroep dat ons dieselfde sal wees, sodat ons ons sondige toestand sal erken, in gebrokenheid ons sonde sal bely en laat staan, dat ons in nederige erkentenis die tug van die Here sal aanvaar, en dan in ons verhouding met die Here sal groei. En Jonathan Edwards skryf, en hy sê, en ek het dit probeer vertaal in Afrikaans, glo my, maar Afrikaans dit klink soos 'n band wat pap geword het. En jy kan nie met hom ry as jy om hierdie gedeelte probeer vertaal nie. So kom, ek lees vir jy, ons almal verstaan Engels, ons almal kommunikeer daar in daardie taal in die week. So, hy skryf, the person in your house that claims your first and nearest attention is undoubtedly your wife, seeing you are to love her even as Christ have loved the church. Man, vader in die eerste plek. Jou vrou is die een wat die belangrikste plek in jou lewe moet hê. Moenie vir my sê dat jy die Here lief het, maar jy het nie jou vrou lief nie. Jy hoor nie haar geroep om hulp, haar noodsituasie sien jy nie raak nie, jy steur jou nie aan haar nie, dan is jy 'n huigelaar. Jonathan Edwards sê, die eerste een wat jy moet lief hê in jou huis, is jou vrou. Hy sê, next to your wife are your children. Hoor nou wat skryf, hy sê, immortal spirits, whom God have for a time entrusted to your care, that you may train them up in all holiness, and fit them for the enjoyment of God in eternity. This is a glorious and important trust, seeing one soul is of more value than all the world beside. Every child, therefore, you are to watch over with the utmost care, that when you are called to give an account of each to the Father of spirits, you may give your account with joy and not with grief. Ek gaan van 3 seuns rekenskap gee. Ek, as pa. Ek gaan rekenskap gee van hoe ek my vrou behandel het. Wat my kinders gesien het, oor hoe ek my vrou behandel het. En die Bybel sê vir ons dat 'n siel meer werd is as al die goud en silwer in die wêreld. Ek wil jou vanmôre vra as pa, dat jy saam met my sal aantree en sê, Here, hier is ek. Help my dat ek so 'n lewe sal lei, en dat die grootste wat hulle by my sal sien, is nie 'n stywerige gesindheid wanneer sonde oor my lewe gekom het nie, maar 'n gebrokenheid. En nou praat ons nie net van groot sondes nie, maar sonde wat my huishouding beïnvloed, my verhouding met my mense beïnvloed, met ander beïnvloed, ek sal sê, Here, hier is ek. Ek buig, vergewe. Dit doen dat my kinders en my vrou dit sal hoor, dat hulle verandering sal sien, en dat ons God so welbehaaglik sal wees. Vadersdag 2025 is 'n oproep vir my en vir jou, om weer ernstig na sonde te kyk, en sonde te sien soos God dit sien, en dan ook in berou en belydenis voor hom sal buig, en dan die vreugde te smaak van vergifnis, en dan ook so die Here welbehaaglik te dien. Te groei in die kennis en genade van ons verlosser, en dan ook so ons gesin daarin te begelei. Kom ons bid saam. Vader, ons besef dat hierdie 'n geweldige hoë roeping is. Ons skeep dikwels die belangrikste af. En daarom ons vanmôre kom vra, Here, vergewe ons. Help vir my as man, as vader, as leier, dat ek U sal behaag, Here, in dit wat ek in my lewe doen, en hoe ek optree teenoor sonde, en Here, hoe ek moet sonde deel in my lewe. Dankie vir U vergifnis wat U ons bied.
Dankie vir u genade en die vreugde wat u gee. Help ons om nie soos 'n Saul te wees en ander te blameer en onsself te probeer verontskuldig nie, maar help ons soos 'n Dawid, om soos 'n Dawid te buig en te sê, Here, teenoor u het ek gesondig en gedoen, wat verkeerd is in u oë, sodat u rein kan wees as u gerig hou. Here, help vir ons, dat ons hierdie waarheid sal sien, sal uitleef, en ons gesin daarin sal begelei. Want soos ons gehoor het uit die mond van Jonathan Edwards, aan die einde van ons lewe sal ons ook rekenskap gaan gee, van ons lewe op aardige lewe, van dit wat ons ingebou het in ons kinderse lewens. Mag ons dit doen eendag met vreugde om voor u te staan, en pleit ek, Here, dat ons die mooi so by u sal ontvang. Amen.